Hoofstuk 18, aan wie se kant is God? En ek dink as u 'n bietjie lewenservaring het en die Here ken, gaan u onmiddellik daai vraag omdraai en jy gaan dit verander na, is jy aan God se kant? Nie aan wie se kant is God nie, maar is jy aan God se kant? En dit is iets wat ons leer uit die boek Daniël. Weet julle, die boek Daniël, hierdie hele geskiedenis, speel af in 'n vreemde, ver land. Dit speel af in Babylon. Dit is na die jaar 586 voor Christus, omtrent 600 jaar voordat Christus gebore sou word, en die Babyloniërs kom met Nebukadneser aan die voorpunt en hulle vee alles plat. Hulle breek die mure van die stad af. Hulle breek die paleis af, steek hom aan die brand. En dan die mees verskriklike ding. Hulle stroop die tempel van al sy kosbarehede, al die koper, al die silwer en selfs die goud wat daarin was. En hulle steek daai plek aan die brand. En nou moet jy weet wat sy ervaring dit was. Hierdie mense wat deur die Here geroep is, wat deur hulle vrygemaak is uit Egipte uit die slawehuis uit, met Moses as hulle leier. Hulle was niks. Hulle het niks gehad nie. Hulle was brandarm. Hulle het nie 'n land van hulle eie nie. Hulle het nie 'n politieke bestel van hulle eie nie. Hulle het nie 'n koning nie. Hulle het nie 'n leier nie. En hier kom die Here. En hy stuur vir Moses. En hy sê, lei my volk uit. Want ek gaan vir hulle vrymaak. En dan kom hier die Here. En hy gee vir hulle 'n belofte. Eintlik is daardie belofte al aan Abraham gegee. Abraham, eendag gaan jy so groot volk wees. Jy het nou nie 'n kind nie, Abraham, maar ek beloof jou volk gaan so groot wees, so talryk, dat jy dit nie sal kan tel nie. Dit sal lyk soos die sterre aan die hemelruim. Abraham, jy het nie nou 'n land nie, jy trek hier en jy gaan staan daar, en dan trek jy weer soontoe en dan weer daardie kant toe, omdat jy graag wil hê dat die vee moet eet en suip. Uiteindelik beland jou nageslag in Egipte, en daar word hulle slawe. Maar op 'n dag staan Moses by die braambos en die Here sê vir hom, Moses, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. En weet julle, daar's twee vreeslike mooi woorde wat die Here vir Moses sê. Hy sê vir hom twee goed. Kan ek dit maar vir julle in Hebreëus sê? Hy sê Shama of Shamati. Ek het gehoor. En hy sê nog 'n woord. Zagarti. Ek het onthou. Wat het ek gehoor? Wat het ek geshama? Ek het gehoor hoe bid en hoe huil en pleit die mense in Egipte wat swaar kry onder die Egiptenare. Hoe pleit daardie Israeliete om verlossing? Hulle vra dat ek hulle moet kom help. En weet jy, Moses, toe het ek een ding gedoen. Ek het ook Zagarti, ek het ook onthou. Ek het onthou dat ek aan jou voorvader Abraham 'n belofte gemaak het, dat daar eendag 'n dag van vryheid sou kom. Dat hy 'n eie volk sal hê, dat hy 'n eie land sou hê. En toe kry hulle dit. En die Here gee dit vir hulle, en hy gee nog meer. Hulle kry 'n land met landerye en bome en goed wat hulle nie voorgewerk het en voorgeplant het nie, 'n geskenk uit die hand van die Here uit. En hulle kry uiteindelik 'n eie koning. Eers Saul, dan Dawid, dan Salomo. En hulle word sterk en hulle word talryk. Maar toe ongelukkig begin hulle kompromieë sluit. En Salomo steek 'n grens oor wat 'n mens nooit moet oorsteek nie. Hy begin om saam met vreemde vrouens, vreemde gode te aanbid. Want hy wou hierdie ander vroue van hom nie in die gesig vat nie. As hy saam met die een aanbid in die tempel, moet hy saam met daardie een wat van Sidon afkom, in haar tempeltjie aanbid wat hy vir haar gebou het. En op die ou einde verbrokkel daar die hele staatsbestel, skeer die volk in twee as gevolg van ongehoorsaamheid. Die laaste strooihalm is wanneer Nebukadneser kom. Jeremia het gepleit, Jesaja het gepleit. Hulle het gesê, maak die ding met die Here reg, hulle wou nie luister nie. En nou kom hierdie straf.
En nou sit Daniël, saam met sy vriende, is hulle in Babyloniese ballingskap. Maar hierdie Daniël en sy 3 vriende was manne van God gewees. En weet jy, wat nie lekker is as 'n mens dit hoor nie. Dis lekker as iemand jou naam onthou, en met jou praat en jou op jou naam noem. Maar weet jy, wat baie sleg is, as iemand vir jou 'n ander naam probeer gee, jou naam probeer verander. Niemand sal dit ooit toelaat as jy selfrespek het nie. Nou praat ek nie van 'n noemnaampie of wat jy bietjie speels ietsie doen nie, om iemand te terg nie. In daardie tyd was dit 'n ding gewees. 'n Koning het die mag gehad om ou se naam te verander. Jojakim word Eliakim, net omdat die Babyloniese koning dit wou hê. Daniël word sommer nou Belsasar genoem, en sy 3 vriende se name word ook verander. Maar weet jy, hulle hou hulle koppe hoog, want hulle weet wie hulle God is. Hulle weet wie hulle aanbid. En dan gebruik hulle wysheid en hulle geloof om hierdie koning so te beïndruk, dat hy hulle aanstel. Want hulle sê, koning, jy wil vir ons op 'n vreemde dieet sit. Ons eet net die goed wat ons aan gewoond is, want dit het vir ons 'n geestelike waarde. En na 10 dae staan hulle al uit bo die ander. Na 10 jaar kan hulle eers meer herken word. So goed lyk hierdie manne fisies nie. Maar daar's nog 'n ding. Daniël het die vermoë gehad om drome uit te lê. Wysheid wat hy by God gekry het, want sy oor was by God. Op 'n keer dan droom Nebukadneser 'n vreeslike droom, en hy sê dat sy wyse manne moet nie net die droom kom uitlê nie. Hy sê vir hulle, eerste ding is, vertel vir my wat ek gedroom het. Dan lê julle uit wat julle dink ek gedroom het. As julle dit nie kan doen nie, dan is dit begrafplaas toe met julle. Daniël hoor daarvan. Hy sê, vra net vir die koning 'n bietjie uitstel. En hy gaan praat met die koning. Hy sê, koning, ek aanbid 'n God wat die geheime ken, die geheimenisse. Niks is vir hom duisternis nie. Hy is die God wat lig bring. Hy is die God wat begrip bring. Want hy is die God wat die geskiedenis in die holte van sy hand hou. Hy kan vir jou sê hoe jou geskiedenis gaan ontvou. Want hy sê vir hom, koning, ek hoor jy sê, jy was oor sekere goed bekommer, en toe het jy gedroom. En toe begin Daniël, en hy sê vir hom, dit is wat jy gedroom het, en dit, hierdie beeld wat van verskillende soorte materiaal gemaak is, van goud, van brons, van silwer, van koper en uiteindelik van klei en yster. En hier kom 'n groot rots en hy kom los en dit verpletter hier die hele groot beeld. En hy sê, koning, hierdie is slegte nuus vir u, maar dis wat God sê, wat gaan gebeur. Ek gaan koninkryke verpletter en dan gaan daar 'n koninkryk wees wat nie sal kan standhou teenoor my nie. En weet jy, so het Daniël en sy vriende het hulle staanplek gekry en het hulle oorleef. Net 'n laaste opmerking. Wat het hulle alles verloor in ballingskap? Hulle het hulle land verloor. Hulle het hulle paleis verloor. Hulle koning verloor. Hulle het hulle tempel verloor. Waar aanbid hulle nou? Waar kan hulle nou 'n offer bring? Hulle kan nie. Maar weet jy, hulle het na binne toe gekeer. En as hulle op 'n stadium gedreig word deur die koning, dat hy sê, ek gaan julle in 'n oondvuur gooi, omdat julle nie voor my beeld wil buig nie. Toe sê hulle van koning, of ons Here ons gaan red, of ons nie red uit daai vuuroond nie. Ons sal hom nooit verloon nie. Hy is ons Here, en dit gaan nooit verander nie. So, ons is bereid om daai pad te loop. Word in die oond gegooi, en dan ewe skielik sien Nebukadneser, maar nou is daar 4 manne in die oond, en dan staan daar in die Aramees. Die 4de man was Bar Elohim, dit beteken die seun van God. Sommige sê 'n engel, die teks sê dit nie. Die teks sê Bar Elohim, die seun van God. Niemand minder as Jesus, wat saam met hulle in daardie oond was nie, en hy red vir hulle. En dan as hulle uit daardie oond uitkom, dan val hierdie koning voor hulle op sy knieë neer, nie om hulle te aanbid nie, maar om te sê, daar is geen God soos die God wat julle aanbid nie.